2025. 2025. 2025. Nasionaal. Die nasionale Jeugskou. Goeiedag een en elkeen. Vandag is ons by die nasionale jeugskou kampioenskap. We are at 2025 National Youth Show. Ja, dis 'n lekker atmosfeer. Almal geniet dit. Het nuwe vriende ontmoet. Ek het baie daarvan om my talent te ontwikkel. I was motivated to do the National Youth Show because of my love of working with animals. And this is Rufus, my male Janssen cinnamon checkered. I'm happy to be here. Very happy. Ek wil graag my talent vir ander mense wys en laat hulle by my ook kan aanleer. And my mom, she motivates me to be here and work for her. And I just want to thank her so much for that and the people that brought me here. Thank you. Ek skou graag met hom help, want dit is baie lekker om te was en is maklik om hulle te hanteer. Hy is nou onder my eie versorging by die huis, so ek weet wat hy kry om te eet. Ek weet dat my dier goed versorg is. Dit was 'n groot sukses. Dit is 'n lieflike terrein, ongelooflik goed uitgelegde terrein. Die ringe was naby mekaar. Jy kon eintlik in 'n sentrale punt staan en alles sien. Die kinders het dit baie geniet. Ja, die son was dalk bietjie warm, maar die kinders het dit ongelooflik geniet. Ons merk dat die kinders se vlakke al beter en beter raak. Die kompetisie raak al sterker en sterker. Dis nie sommer net nou meer maklik om die eerste plek te kry nie, jy moet werk vir die eerste plek. Ons het hierdie jaar 'n nuwe afdeling ingebring, die watervoëls. Die beoordelaar van die kleinvee, Jaco van Wyk, het gevra, wil ons nie daarna kyk om die watervoëls in te bring en by spesifiek die eende nie. En ons het dit ondersoek en hy het vir ons 'n handleiding geskryf. En ons het hierdie jaar 2 deelnemers gehad in die eende en dit het baie goed gegaan. Hulle het dit vreeslik baie geniet en dit het baie belangstelling gelok onder die jeug. En waar die son nou sak hier agter my vir 2025 se nasionale jeugskou kampioenskappe, groet ons almal en ons sê dit was lekker en ons bedank almal vir hulle harde werk. En 2026 se nasionale jeugskou kampioenskappe word in Limpopo gehou by name Hoërskool Merensky. Dis hulle 90ste bestaanjaar en dit gaan 'n groot geleentheid wees om hierdie bestaanjaar, 90ste bestaanjaar, saam met hulle te vier en daarom is dit vir ons lekker om dan die kampioenskappe volgende jaar in Limpopo as die gasheerprovinsie te hou en by name by Hoërskool Merensky. Hierdie stoetram, die stoetveiling, laat loop met die botte. Maak hierdie laaste ene vir jou sommer net 'n showcase. Nommer 1 is 'n witkop borgverder Fransie, dames en here, kan as jy die wonderlike fyn op die kopie nou, kopie waar. As jy staan op 20. Ek het die voorreg gehad om die jong afslaers in die juniors en in die senior afdeling van die skoolafdeling te beoordeel, waardeur hulle dan ook hulle nasionale klere verwerf. En dit was 'n ongelooflike voorreg om sommer te begin. Die kinders is baie professioneel wat hier was. Dit was vir my lekker om hier te wees. Dit is lekker om te sien dat daar entoesiasme is van die kinders se kant af waar hulle wil deelneem om te kan deel in die landbou.
Ja, en ek dink tog die ouer manne in die afslaarsbedryf het 'n groot invloed op hierdie kinders en hulle kyk op na ons. So en ons het 'n voorbeeld om te stel. Ons moet sorg dat hulle in die bedryf inkom. Ek dink tog wat ons hier gesien het is baie goeie deelname. Die kinders jy kon duidelik gesien het weet al bietjie meer ondervinding as van die ander. Ek dink tog die top 5 in die senior kategorie is baie naby mekaar. Kyk, hulle moes 4 verskillende veilings aanbied. En jy is op elke veiling is individueel is jy gepunt en beoordeel. So party ouens het regtig konstant deur goed gedoen. Party was gemiddeld op almal. Party het op en af gegaan. So ek weet regtig nie wie gaan wegstap hier met die prys nie. Maar ek kan vir julle sê dat die top 5 was baie goed geweest. Dit is my lekker om na hulle te luister. Dit is nou die tweede jaar wat ons die fotografie aanbied en ons sien ongelooflike groei van die kinders af. Daar's verskriklike belangstelling wat tussen hulle gewys word. Daar's ongelooflike sportmanskap wat ook tussen hulle gedeel word. Daar's inspirasie wat vloei links en regs en ons is eintlik baie trots op hulle met hoe hulle perform en hoe hulle aangaan. Ons kry ongelooflike foto's waar ons kan sien mense regtig geoefen het en voorberei het vir die jeugskou en dan sien ons mense wat probeer moeite insit. Plek vir baie verbetering, maar ons kan regtig die inisiatief sien wat ons regtig waardeer. So ons is verskriklik trots op die kinders en ons kan regtig sien dat hierdie fotografie afdeling regtig nog baie goed en baie kan groei. En ons sien baie uit na die volgende jaar se fotografie en hopelik kan ons sien 'n paar subafdelings wat in die fotografie afdeling inkom soos videografie, maar ons kyk nog na hierdie goeders. Soos julle kan sien hier in die agtergrond is die klasse nog besig. Ek is sopas klaar. Ek was die beoordelaar by die Veselbokke en sopas klaar met al die skouman klasse. Ons het gister die was en voorbereiding gehad. En ja, van BKB se kant af wil ek eerstens sê ons is baie betrokke by die skou. Ons is dwars deur die jaar by ander jeugskoue betrokke. En dis eenvoudig vir ons. Ons belê hierso in die toekoms van landbou en die toekoms van ons kinders en die toekoms van die land. En soos wat ek vir almal dan wat hier betrokke is, die ouers, die onderwysers, die organiseerders, ons almal belê saam in die toekoms en ons pluk letterlik en figuurlik elke dag die vrugte van dit wat ons hier doen. So my opsomming van wat ek die eerste 2 dae beleef het is ja, dit is so mondvol, maar ek staan hier met my klipbord en daar's 'n rede hoekom, want hierdie klipbord is vol aantekeninge. Ons maak notas van die kinders want ons leer hulle en hulle leer ons. Ons leer hulle wat is belangrik in landbou, wat is belangrik vir die toekoms om vas te byt. Die trane wat baie keer oor die wange loop, dis normale reaksies as dinge verkeerd loop of dalk reg loop in die lewe daar buite. En dan leer ons ook by hulle. Ons leer by hulle eenvoudig die goeie sportmangees wat hierdie kinders in die agtergrond vir ons elke dag toon. By elke jeugskou is dit vir ons wonderlik om te sien hoe hierdie kinders mekaar help, hoe hulle saamwerk. Hier is 8 provinsies se kinders bymekaar, oor die 400 kinders. En om te sien hoe hierdie kinders saamwerk, hoe hulle goeie sportmangees vir ons wys, leer ons groot mense op by hulle. So ek sluit af. Ek wil net sê vir almal wat hier is, vir die kinders, die pragtige kinders wat ons hier het, die organiseerders en almal die borge waarvan BKB natuurlik een is hoofborg is, dit ons almal sien dit raak, ons almal sien wat hier gebeur, ons almal sien dit in die bloot eenvoudig die kinders wat vir ons wys hoe pragtig hulle is. En daar's hoop as ons hier is en hier rondom hulle is.
terugvoer oor die pluimvee. Hierdie jaar het baie goed gegaan. Ons het 5 juniors, 8 juniors en 8 seniors. Die getalle is bietjie op van laas jaar af en die standaard is ook nogal op van laas jaar af. Ek kan sien daar's 'n algehele stygings in die standaard wat baie lekker is. Ja, die entoesiasme en die passie groei definitief, so ons is baie dankbaar daaroor. Dan ja, nuwe afdeling is ons eende. Daar's net twee inskrywings hierdie jaar, maar dis 'n begin, ons is dankbaar daarvoor. Ons het hierdie jaar, begin van die jaar het ons die handleiding geskryf en ja, gekyk hoe kan ons uitbrei en nog kinders betrokke kry. Ja, die eende gaan goed. Dit is maar nog 'n nuwe terrein wat ons betree, maar die kinders is baie opgewonde en dit trek baie aandag van die toeskouers af, as ook van die ander kinders. Ek dink as mens hoenders en eende moet vergelyk, ek dink die eende gaan redelik groei in die volgende paar jaar. Dis heel wat makliker om 'n eend te skou as 'n hoender. So ja, ons is baie opgewonde om te sien hoe die getalle gaan groei. Hier en daar is nog bietjie skaalwerk wat moet plaasvind aan die handleiding. Ietsie wat moet verander of moet bykom, maar ja, die maklikste is ons is nou in die skou. So ja, dit is die beste manier om te kyk waar kan ons skaaf en waar kan ons veranderinge aanbring. Ons ondervinding is dit nie 2 jaar is dieselfde nie. Vir jare is die juniors 'n baie sterk groep en dan is die verwagting dat hulle volgende jaar weer 'n baie sterk groep gaan wees en dan is dit as seniors dan 'n sterk groep is en dan realiseer dit nie altyd nie. Dan is dit die juniortjies wat weer 'n sterk groep is en hierdie groep raak amper weg. So moeilik om te praat oor die kwaliteit. Ek dink die standaard was redelik hoog geweest. Goeie deelname, baie sterk deelname, kinders baie naby mekaar. Gewoonlik het ons 'n groot voorpunt en dan het ons 'n middelgroep en 'n sterkpunt. Vir jaar was dit meer 'n voorgroep en 'n middelgroep. Ons nie so seer sterkpunt kinders gehad nie. Wonderlik om dit te sien. Ongelukkig moet jeugskou ons nou met alle ander sportsoorte moet hulle meeding en baie keer is dit moeilik om dan vir jeugskou daar te kry op dieselfde vlak as ander sportsoorte, veral by skole. So as die skool nie inkoop nie of die gemeenskap koop nie in nie, dan gebeur jeugskou nie. En dit is nogal 'n probleem vir ons. Ons het 'n hele klompie suiwelbeeste gehad, 3 juniors, 7 juniors en 8 seniors. Ons het gister die was in die voorbereiding gedoen wat nou nogal regtig goed was. Daar 'n paar kinders hulle hand hoog opgesteek wat die was in die voorbereiding aan betref en interessant kinders wat hulle hand gister hoog opgesteek het wat ek gedink het gaan baie goed doen, het vandag toe nou nie so goed gedoen nie. 'n Paar teleurstellings. Ons werk met lewende diere. Hulle het hulle eie idees. En daar's 'n paar verse wat net absoluut nie wou saamwerk nie. Die junior skouman klas was vir my 'n besonderse hoogtepunt. Dit was regtig uitstaande gehalte geweest. Die eerste 2 kinders is bitter na mekaar en baie goed geskou. Ons het gesukkel om hulle geskei te kry. Die senior skouman klas wat ons nou net klaar beoordeel het, was 'n bitter moeilike klas. Ek het lanklaas in my lewe so 'n moeilike klas gehad om te beoordeel. Die kinders is baie na mekaar. Van die beeste wou nie saamwerk nie. Jy moes maar regtig hard probeer en die kinders laat skou om te sien watter een is regtig die skouman. En ons eerste 2 plasings in senior skoumanskap kom van dieselfde provinsie af, is 2 Gauteng leerlinge wat ek regtig trots op is. Hulle het regtig baie goed geskou. Maar die gehalte oor die algemeen was goed geweest. Ek is nou baie lank betrokke by die jeugskou en dis altyd vir my lekker om met die jeug te werk want dis die toekoms van boerdery in Suid-Afrika. As ons nie ons jeug oplei en ons jeug 'n liefde leer vir diere en vir boerdery nie, dan gaan ons oor 100 jaar nie meer boere in die land hê nie.
dit was so lekker geweest hierdie laaste 2 dae. Die kindertjies is so oulik. Hulle daar's regtig niks wat mens kan sê dit is sleg enigiets van hulle nie. Almal is fantasties en daar is natuurlik dies wat verskriklik uitblink en dies wat nou meer, jy weet net, hulle is op standaard, maar ek sal sê daar's niemand wat onder standaard is nie. Ek dink hierdie jaar is dit baie lekker. Ons sien 'n groter variëteit van konyne, soos verskillende rasse. So dit is nogals lekker vir my gewees. Soos ons het rekse gesien met hulle pragtige pelse en die oulike ons het geen Jersey Woolies hierdie jaar gehad, verbasend, maar ons het 'n Nederlandse dwerg gesien. So ja, die variëteite van rasse was baie lekker. Nou, ek gaan nie oor die duwe praat, die getal en die kwaliteit van die duwe, maar vir my was belangrik die kinders. Dis die belangrikste een. Ek was regtig waar aangenaam. Die dissipline van die kinders wat by ons was en die respek wat die kinders betoon het teenoor ons as beoordelaars of ons as volwassenes. En ek moet eerlikwaar sê, ek dink wedvlugklaps en jou suurduifklaps moet regtig waar moeite doen om hierdie kinders se besonderhede in die hande te kry en dat hulle kan deel word, want hulle is die toekoms van hierdie klaps van ons. En my algemene opinie is dat die meeste klaps, suurduif en wedvlugduwe, neig om meer ouer te raak, as ouer persone, ons kort die jeug. En as dit die tipe jeug is wat ons gaan inkry en wat ons kan gebruik vir die toekoms in ons klaps, kan ons klaps net groei. En ek moet vir julle sê, ek het skielik hoop gekry vir ons land as ek sien hierdie jeug wat by ons uitgekom het. En dan die kinders se kennis oor die algemeen het my verbaas en verras. Hulle was regtig waar, hulle was ingelig, hulle was goed afgerig. So hier en daar het ons 'n bietjie hand gegee en gehelp, maar hulle ken hulle stokperdjie. En ek wil eintlik 'n beroep doen op die ouers daar buite en op die jeug. Kom word deel van hierdie jeugorganisasie. Ons wil hê die inskrywings moet groei. Die inskrywings is min hierdie jaar, redelike kansellasies gewees en ek dink hier is regtig waar hierdie organisasie kan net verder groei en dis vir die jeug. Jy sien dis 'n ongelooflike stokperdjie. As jy sien dit wat die jeug insit en wat hulle passie in hierdie rigting indryf, is dit net absoluut. Dis wonderlik om dit te beleef. Die skou sover verloop nog baie goed. Die junior en die juniors en die seniors het gister en vandag voorbereiding gedoen en môre doen hulle skouman. Die kompetisie is definitief 'n bietjie sterker hierdie jaar as wat dit laas jaar was, so dit is baie lekker om dit ook te sien dat die kinders ook hulle deel doen. Ons het die kulinaire afdeling het ons beoordeel. Dit was kinders van 6 jaar oud tot 18 jaar oud wat die ongelooflikste kos gemaak het. Hulle het 'n wye veld het hulle gedek met hulle disse en dit was ongelooflik geweest. Die kinders betrokke by hierdie kompetisie van klein tot groot was almal ongelooflik goeie maniere gehad wat nogal belangrik is deesdae vir ons kinders. Hulle vaardigheid om kos te maak was ongelooflik. Hulle kennis hoe om kos te maak was vir hulle ouderdom regtig baie goed. En natuurlik die beste vir my was van die almal sin was die puddings wat hulle gemaak het. Dit was heerlik, soet en soet genoeg geweest.